I raise a hallelujah. Come on. Louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. Yeah. And I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. And death is defeated, the King is alive. Yeah, come on, your King is alive today. I raise a hallelujah with everything inside of me. I raise a hallelujah. I will watch the darkness flee. I raise a hallelujah in the middle of the mystery. I raise a hallelujah, declare it. Oh, fear you lost your hold on me. Sing it out. I'm gonna sing in the middle of the storm. And louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. And death is defeated, the King is alive. Sing a little louder. Sing a little louder.
stadig maar seker gaan ons kerk al voller word, vertrou ek ook die Here dat ons social distancing sal behou, maar eintlik die kerk tot die voor sal vol wees. Ons vertrou die Here daarvoor ook. En ja, daar is niks wat dit eintlik kan vervang nie. Dat mens regtig as kinders van die Here bymekaar kan kom. Soveel anders is om voor die TV kerk te kyk, nee, is dit nie waar nie. Ja, welkom hier vanoggend by die erediens. Die belangrikste afkondiging wat ons seker maar het, is dat Dominee Banus het in die week siek geword. Hy was baie bekommerd, hy het gedink hy het COVID, maar hy het daarom gegaan vir die toets en sê hy het nie COVID nie. So is maar net 'n bietjie griep, aanvaar ek, so ons bid maar vir sy volkome herstel so gou as moontlik, en dat hy weer met ons sal wees. Dan het ek gedink maar sommer dit af te kondig en te noem vir julle. Ons het dit later net deur al die normale kommunikasiekanale ook doen. Ons het 'n behoefte, ek wil 'n kursus en sondaande aanbied hier by die kerk. Kerkraad het dit goedgekeur, die gemeenteraad altens, dat ons sondaande kan begin gebruik om vir toerusting van ons lidmate. En daar's 'n kursus, die eerste kursus wat ons graag wil aanbied, dit is oor 4 weke ongeveer. Ons het gedink om so by 5:00 die middag, sê my 5:30, 6:00 daar iewers, ek nog nie presies besluit hoe laat nie, vroegerig op 'n Sondag laatmiddag aan te bied oor jou identiteit in Christus. Wie is jy in Christus? So 'n bietjie by die preek vanoggend daaroor ek aanhak, maar wat is ons, wie is ons in Christus? 'n vriendin van my wat bied die kursus aan, en sy is bereid om vir ons die kursus te kom aanbied. Ek het self nog die kursus doen, so ek en my vrou het klaar besluit ons inskryf, maar ons gaan wag tot ons so tussen 10 en 15 mense is. Dit gaan nie 100 mense wees nie, maar soos dit tussen 10 en 15 mense is, dan sal ons met die kursus begin. Ek dink miskien moet ek was 'n reëling tref, dat julle miskien vir Anne-Marie by die kerkkantoor julle name opgee as julle belangstel in die kursus. Dit is so, kom ons sê so 2 ure lank. Want ou nie haastig wees, beteken sal ons net na 'n uur lyk my klaar wees, of 1 uur en 'n half. Lyk my party lesse is net 'n bietjie langer as ander, maar as ek sê soos oor 4 weke, ja, dan sal ons so laat op so van 5 tot 7 op 'n Sondag laatmiddag aand by die kerk. Ons sal nog sê of dit in die auditorium sal wees, of miskien agter in 'n jeuglokaal, afhangende hoeveel mense 'n bietjie meer intiem hou, miskien sal dit in 'n jeuglokaal wees. Maar skryf julle name op. Die koste gaan minimaal wees. Ons gaan net, ek dink daar's net 'n handleidingkie van so wat ons so, ek dink die R50 of so gaan kos, wat julle saam met julle kan neem na die tyd as julle die kursus gedoen het. Verder net ons ek herinner my julle sien Johannes baie getrou met ons COVID reëlings agter, dat ons maar by die protokol hou. En as julle ver genoeg uit mekaar sit ook, en julle wil graag sing, Pieter sê, hy maak die auditorium na die tyd skoon ook, en voor die tyd skoon ook, so die banke sal ten minste gesanitiseer wees, maar julle is welkom as julle sing, om julle maskers dan ook af te haal, en lekker saam te sing. Broers en susters, ek groet julle, soos Psalm 125 sê, soos die Here, soos die berge hier in Jerusalem aan alle kante beskerm die Here sy volk vir nou en vir altyd. Ons is die Here se volk ook in die Nuwe Testament. Dit is uitgespreek oor die Ou Testament se Jode, maar ons is die Here se volk in die Nuwe Testament. So sal die Here ons ook beskerm. En dan gaan ek die kers nou aansteek, waar dit ook sê, dat die Here se teenwoordigheid, die Here se, die lig het in die wêreld gekom, en die duisternis het nie oorweldig nie. Here, hierdie lied waarmee ons geëindig het vanoggend, met ons hele harte, bely ons, Here, U is die koning, wat regeer. En Here, regeer in ons harte, regeer in ons land, regeer in ons gemeente, regeer in ons kerk. Here, die wêreld kan sien, U het na die wêreld toe gekom, om die koninkryk te vestig. En U het gesê, die magte, die duiwel, duisternis sal U
koninkryk nooit uitsluit nie. Maar Here, u koninkryk kom dag vir dag. En u sal u kerk vestig van nou af tot in ewigheid. Ons bid, Here, vir die verkondiging van die woord. Here, maak ons gees oop, dat ons u kan hoor, en dat ons sal doen, wat u vir ons vra om te doen. Ons bid dit, Jesus, in die naam alleen. Amen. Broer, suster, ek wil net hê dat ons gou 'n bietjie na 'n video kan kyk, en as ek ietsie daaroor sê. The Free State town of Senekal made international headline news on 16 October last year when two opposing groups of black and white people protested after the murder of a young farmer called Brendan Horner. People all over the world held their breath, watching to see where the civil war would break out. But miraculously, instead of war, the townspeople decided to join hands, and the Senekal and Matwabeng Community Forum was formed by a group of concerned citizens in order to rebuild the town. Today was the official kickoff of this plan. Yes, today we cleaned the entrances of Senekal N5 from Bethlehem side and also from Bloemfontein side. And we also have guys painting the stop signs and filling up potholes and doing the gardening inside the town. Ag, dit is vir my sleg dat ons dorp so agteruit gaan en niemand doen iets daaraan nie. En ek het net besluit, ek is baie lief vir tuinmaak en ja, ek wou dit net graag mooi maak. If we don't do it ourselves, nobody else is going to do it for us. So we've decided to take it upon ourselves to change our town, to make it look beautiful the way we want it to be. We are doing it because it seems the municipality is unable to do everything everywhere. So we as the people of the community feel that it is necessary for us to do this job for the good of the community. Ek dink wat Senekal gedoen het vandag is bitter nodig vir die toekoms. Senekal is deur 'n moeilike tyd laas jaar gewees en is tyd dat ons dorp weer optel. En as ons nie saam met Setsotso munisipaliteit hande vat nie, dan sal hierdie hele projek nie werk nie. Ek is lankal teelvol in Suid-Afrika dat ons altyd net soek na probleme en ons net vingerwys en ons niks spesiaal kan doen. Nee, dit is Senekal nie, maar baie ook al is. Mens moet begin om self sy eie hand uit boesem te steek en wat wil ons nalaat? Dis waar is jou trots? Is jou sypaadjie nie jou trots nie? You know, I always have a saying that a town is as great as the people who builds it. And that's why we're getting involved, because we know that the town will not build itself, but it's people in the town that are able to build the town. And to be united, die witmense en die swartmense, want die Here sê ons moet een persoon wees. We must be together. We are combining with the white and blacks, and we are going to make a good examples to the country. We are the same. We are the same, and we are one. In God, there is no white, there is no black. We are the same. So we are here to clean the Senekal to be nice and clean. Hey, waaroor vandag gegaan het, dit was die begin van 'n era wat ek op my ouderdom nie verwag het ooit kan gebeur in Senekal nie. Die gedagte wat ek gehad het toe Wimpie my genooi het, was een dat ek gaan soontoe om die munisipaliteit aan te vat. Teen amper die korrupsie, teenoor die niks doen nie, die amptenary wat onbevoeg is. Dit was my gevoel en nadat ek geluister het wat die program vir die Senekal Matwabeng Forum aanbied en die rigting wat hulle ingeslaan het ek onmiddellik besluit en geweet, dis nie die rigting wat ons moet gaan nie. Ons moet hande vat en mekaar help. An organisation with plenty of experience in community transformation called South Africa Day was approached to help facilitate the establishment of this forum. South Africa Day as an organisation is about nation building by focusing on galvanizing that hope into tangible action. Our purpose is to inspire everyone to participate in the building of the country. And that is exactly what is happening at the moment in Senekal Matwabeng. And it is our privilege to be part of the process. It is so encouraging to see
what has already been done by the people of this beautiful Free State town. A community that wants to make changes, to take responsibility, to take ownership of their town, and not only to rely on the government. The different communities, they came together. The business sector, the farmers, organizations, churches, local government, all the role players. The Senekal Matuabeng Community Forum, the SMCF, was formed, and the specific plan was formulated, and an MOU, Memorandum of Understanding, with the local government was finalized, and the work started with everybody taking part. They've showcased already of what can be achieved when everybody works toward a common goal, and Senekal Matuabeng could be the model for all the towns and cities in South Africa, how to make a town tourist and investment friendly to the benefit of all the people of the region. Broers en susters, julle sal onthou verlede jaar met die klong boer, jong man wat vermoor is, en dat, ek dink, almal het opgeruk polities, na 'n klein dorpie toe, en daar was, die potensiaal vir geweld was geweldig groot. Maar dit het begin by die kinders van die Here in die dorpie, as julle gesien het. 3 verskillende kerke sommer in die prentjie, dominees en pastore wat gesê het, maar ons het besluit om te saam staan. En die uitkoms daarvan was wat ons nou gesien het. En hulle sê, dit gaan vandag nog aan in Senekal. Die gereg moet sy pad loop, maar dat die vrede het in Senekal gekom. En ek wil nie politiek praat nie, EFF oor die hele land mense met busse aangery het, en gesê het, nou gaan ons hierdie saak uitbuit, het sleg tweede gekom. Want aan die einde van die dag het die Here in mense se harte begin werk vir vrede. As ons na die woord van die Here kyk rondom die beginsel, ons tema van vandag is bid vir God, saam vir God vir vrede in ons lewens en in ons harte. As ons na ons eerste teksie kyk, wat ek graag wil 'n paar tekste met julle hanteer, is Filippense 4 vers 6 en 7, sê die woord van die Here, wees oor niks besorg nie, laat julle begeertes en alles met gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sê julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. So, broer, as ons praat van vrede, begin dit eintlik met ons, wat ons persoonlik voor die Here uitstort. En kom ons wees eerlik met mekaar, nie een van ons is vrygestel van die gevoel van onrus of van onvrede in ons harte nie. En dit sal so aangaan, ons kan vandag op 'n plek wees, wat sê, maar ek is gemaklik, ek het vrede in my hart, ek is okay, en ek weet die Here sal vir my sorg, en net môreoggend staan jy op, en jy hoor nuus op die TV, of jy hoor iets van jou baas af, jy hoor iets van jou broer, of jou suster, of jou pa en jou ma af, en skielik kom daar weer 'n klomp onvrede in ons harte op. So vrede begin eintlik in ons harte. Die Here sê daar van Filippense vir ons, as jy besorg is, as jy bekommerd is, moet jy dit vir die Here gee. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, is julle harte en julle sinne. Hoe is julle harte en sinne? Ja, harte is ons gevoelens, en sinne is ons gedagtes. Dit beteken, dit wat ons voel, gaan die Here rustig maak. En dit wat ons dink, wat baie keer feite is, want die feite spreek ons vir homself. Die koerante en die TV is vol, dit is die feite. Maar dan gaan die feite ons nie bang maak nie. Sê, dan sal dit ons harte en ons sinne bewaar in Christus Jesus. Kom ons gaan terug na die Ou Testament toe, wat die Here van ons vra, maar eers, ons gaan sê Pieter as die volgende teksie kry, Jesus sê vir ons, hy sê nou vir hulle gaan weg. Nou julle weet, Jesus het 'n following gehad, en mense het saam toe gekom, en nou sê hy gaan weg, en skielik voel hulle angstig en voel bang. Jesus sê vir hulle, vrede laat ek vir julle na.
My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees en julle moenie bang wees nie. Ja, wat sê Jesus daarby? Hy sê eintlik, my vrede gee ek vir julle. Wat word Jesus genoem? Die volgende plekkie is reg. Jesus word al in 'n Psalm genoem wat oor Jesus geprofeteer is. 'n Seun is vir ons gebore en vir ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en as hy genoem word, noem daar 'n klomp dingetjies, andere vredevors, in Engels the Prince of Peace. En dan is dit nie noodwendig die vrede wat die wêreld gee nie. Die wêreld, en broers en susters, ek dink dis belangrik dat ons moet weet, is twee magte in hierdie wêreld aan die gang. Dis die Here wat vrede vir mense eers in hulle harte wil gee en in hulle lewe wil gee en in hulle omgewing wil gee. Maar dan is dit die duiwel daar wat onvrede wil skep. Hy wil twis skep, hy wil haat skep, hy wil vyand skep, vyandigheid skep. As hy hierdie land aan die brand kan kry, sal hy baie gelukkig wees. Die duiwel wil regtig nie hê dat moet vrede tussen mense wees nie. Hy wil regtig nie hê mense met mekaar vergewe nie. Hy wil nie wil hê mense met mekaar lief hê nie. Hy wil nie hê dat daar ons rustig moet lewe nie. En dit sal aangaan in ons eie lewe, en daarom kom hy kort terug, en hy sê vir jou, wat hiervan? Sê my dit, sê my nou dat, sê my nou net, jy kry nie een van die maand geld nie, sê my jy kry nie werk nie, sê my jy verloor jou werk, sê nou dit, sê nou, Christie vertel vir my, nou die dag, julle weet met die moeilikheid hier onder in Kraaifontein, toe staan hy oorkant sy plaas, in hy straat, en hy sê, en hy word angstig, en hy sê, Here, maar wat gebeur? Sê my sploei nou oor op my plaas, sê my hulle gaan in my plaas in nou, wat is die moontlikheid? En hy sê, bid net, en hy sê, asof die engele, en net in sy gees ook so die engele weghou, daar's moeilikheid, nie op sy plaas is daar vrede. Broers, dis hoe die Here met ons wil werk, dis hoe die Here vir ons wil gee, in die midde van dit. En dis waarvoor die Here ons roep ook, want hy is die vors van vrede. En ons stryd om te bid vir vrede ook, vir onsself en vir ons land, is eintlik 'n intersessiegebed, is eintlik 'n bed van intrede, so die mag van die duisternis, nie sy sin sal kry nie. En soos daai lig, duisternis in donker te bring, dink jy daaroor, donker kan lig nie toemaak nie, maar lig verwyder donkerte. Julle weet dit self. En dit is waarom Jesus ook die lig gesien, die lig het in die wêreld gekom. En hy gaan die duisternis wat die duiwel verteenwoordig, sal uitgedryf word deur sy koninkryk wat gevestig word. Dan sal ons in staat kan stel dat mense vir ons sê, hoe kan jy vrede hê? Sien jy nie wat hier gebeur nie? Ek kan nie dink aan mense in Senekal. Hulle raak opgewerk. En dan kom mense en mense sien net, mense het vrede in hulle harte. Hulle bid saam. En dit gaan oor na die ander Christene, wat in ander kerke is. Uiteindelik sien die ouens wat nie Christene is nie, sien maar, hier's 'n ding wat hierdie ouens saam bid. Hulle bid vir hierdie vrede in Senekal. En die moeilikheid het weggeraak, 'n paar weke later, toe al die politieke, want die sensasie het weggegaan van Senekal af. Daar was nie meer sensasie nie. So die TV het weggegaan van Senekal af, want die TV wil soek op sensasie. Jy het nie nuus geluister. Dis net die dood en die verkrachtings en die stelery en die al daai lelike goed. Want dis wat sensasie is. So die media hou van sensasie. So al hierdie mooi goed in Senekal weet ons nie van nie. Maar dis nie sensasie nie. Mense hou nie van om oor die lig te praat nie. Mense hou nie van om te praat waar daar vrede onder broers en susters is nie. Mense hou nie daarvan nie. Wat is sensasie? Maar die duiwel kry sy sin. As hy gebeur het, dan word dit geblaas na die hele wêreld toe. Kyk wie daar gebeur. Kyk wat daar in die wêreld gebeur. Kyk daai oorloë. Kyk daai goeters. Ons is agente van Christus in die wêreld. Ons kan die vrede gee. Kom ons gaan terug na die Ou Testament toe. Wat die Here vir ons is vir sy volkie.
Kom ons gaan kyk in Jeremia 29. Jeremia 29 word sy volk weggevoer na in die Ou Testament na Babel toe. En die volk sit in Babel en die volk besluit dit is verskriklik. Jeremia 29 vers 7 ja. En die volk sit in Babel en hulle kry swaar. Wie het hulle Babel toe gevat? Die Here het hulle Babel toe gevat. As gevolg van hulle ongehoorsaamheid. Hulle bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld ook bring. Dan die belangrike teks. Julle moet daar in Babel baie word en nie min nie. En dan vers 7. Teks wat ek graag vir julle wil wys. Bevorder die belange van die stad waarin ek julle in ballingskap weggevoer het. Dit bid tot my vir daardie stad, want sy belange is ook julle belange. Dit gaan nie broer en suster dit gaan nie oor my persoonlik nie, dit gaan oor die mense om my, dit gaan oor die stad. Ons mag miskien nie met die DA saamstem in Kaapstad nie. Ons mag miskien nie met saamstem wat Cyril Ramaphosa op die oomblik doen in ons land nie. Ons mag met baie dinge nie saamstem nie. Maar die Here sê, ons moet vir ons land bid. Hy het dit vir die Israeliete in Babel gesit. Hulle was slawe daar, broer en suster. Hulle was slawe. En hy sê, bid vir Babel. Heidense koning. Hulle het God nie eers erken nie. Maar hy sê vir die Jode, julle moet vir hulle bid. So dit met julle goed sal gaan in my land. Want daai land se belang is julle belange. So as ons kan vra, Here, seën Suid-Afrika, dan bid ons eintlik, Here, seën ons ook. So ons moet ons harte sien, broers. Dit help nou nie ons praat so, ons moet saam bid nie. Die volgende oomblik as by die braaivleisvuur sit, of sit in die sitkamer en ons praat oor ons land, dan praat ons af. Ja, wat van dit, en wat van dit, en wat van dit. Ons sê, Here, maak ons positief oor hierdie land. Here, verander hierdie land. Here, ek het hierdie land lief. Here, U het my hier gesit. U het my nie in Egipte gesit. Here, U het my in Amerika gesit nie. Here, ek bevorder die belange van hierdie land van my, waar ek gebore is. As ons na die Nuwe Testament kyk, word daai selfde term herhaal in die Nuwe Testament. En Here sê in Johannes 14, Here sê in 2 Timoteus 2, so ek spring 'n bietjie rond, 2 Timoteus 2 vers 1, ek dring daarop aan, daar in die eerste plek met smeking en voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense, vir die wat regeer en vir almal wat gesag uitoefen, sodat ons 'n rustige en stil lewe kan lei, en volkome toewyding aan God en in alle eerbaarheid. Ek dring daarby aan. So as hy sê vir almal wat oor julle aangestel is, wie is die eerste persoon, broer en suster, wat dit verteenwoordig wat oor ons aangestel is? Dis die president, Cyril Ramaphosa. Mag jy nie vir die ANC stem nie, al mag jy met hom verskil wat hy doen, sê die Here, ek en jy moet vir Cyril Ramaphosa bid. Bid dat hy hierdie land regs regeer. Al stem ons nie saam met die inperkings nie, al stem ek nie saam met wat ook al op die TV en die koerant te sien nie, sê die Here, bid. Wat is die gevolg daarvan? Sodat ons 'n rustige en stil lewe kan hê. Timoteus was 'n dominee in Efese. Die Efese in die Nuwe Testament was 'n heidense stad. Hulle was 'n klein klompie Christene. Hulle het nie die God van Timoteus aanvaar nie. Hulle het nie vir Jesus aanvaar nie. En die Christene was nie welkom in Efese nie. Want hulle het 'n koningin, daar was 'n spesifieke heidense beeld wat hulle aanbid het in Efese. En hy het gesê, maar bid nog steeds vir hierdie klomp, julle, daai klomp mense. So dit moet die gesindheid van ons harte wees, broer en suster. Want as ons vir die Here bid, hoekom vra die Here vir ons om te bid? Hoekom vra die Here vir ons om te bid? Die Here wil ons harte raak sien. Want jy kan nie bid as jou hart nie reg is nie. Gebed is 'n positiewe handeling. Gebed is 'n handeling wat sê, Here,
kom U in werking. Here, wil U nie intree nie. En dan moet ons gesindheid wees, nie intree om dood te maak nie, Here, nie intree om te verwoes nie. Here, kom tree in vir genesing, tree in vir vrede. Here, tree in vir ons land. Ons land is op ons harte. Broer en suster, ek wil eintlik nie verskriklik verder gaan nie. Ek dink jy verstaan waaroor dit gaan. En ek dink net, daar's 2 goeters, kom ons sê maar 3 goeters, hierdie preek word ontleen uit 'n gebed, wat oor die hele land gevra word vir ons mense. Laat ons kan begin saam bid, alle kinders van die Here, soos in Senekal, klomp kerke bymekaar gekom het, is daar nou 'n behoefte, Arthur Frost is 'n predikant in Port Elizabeth wat die inisiatief ook begin het, en daar's baie ander gebedsbediening en bewegings ook. Maar hy het gevra, en die woord gaan uit, dat ons 3 keer 'n dag moet bid. Nie met wetties te maak nie, maar dat ons onthou dat ons saam bid. En hy het gevra, waar jy ook al is, en wanneer as jy wakker is, of as jy dit onthou. En baie mense sit 'n alarm, ons het ons nou baie interessante tegnologie. Jy kan vir jouself 'n alarm opsit, en hy het gevra, ons moet 6:00 die oggend, 12:00 die middag, en 6:00 die aand moet ons bid vir ons land. Vir onsself, vir ons gemeente, vir ons land, vir vrede. Het gevra, 6:00 die oggend en 6:00 die aand moet ons vir vrede bid, en 12:00 die middag moet ons vir ons beskerming bid. So onthou, 6:00 die oggend vrede, 12:00 die middag beskerming, 6:00 die aand weer vir vrede. As jy dit onthou, sit 'n alarm op, bid saam, en weet, baie kinders van die Here gaan saam met ons in daai tye bid. In die eie woorde, in die eie plek, vra Arthur dat ons, Dr. Arthur Frost, dat ons so saam sal bid. Alle kerke, alle denominasies, en alle waar ons ook al is. Ek het net gewonder of ons, miskien vanoggend, sommer as 'n teken van dat ons dit doen, of sommer self moet saam bid nie. Doen die Banus, wat my nou half hierdie hoogpunte gegee het van sy preek, ek preek eintlik sy preek, nie, vanoggend, het die 4 punte gegee, wat ek graag wil hê, en ek wil graag hê dat julle, soos julle in julle families bymekaar, as jy alleen sit, is dit reg, dan is dit goed so, maar as julle byvoorbeeld man en vrou saam is, of julle 3-3 saam is, as julle wil, om saam vir die volgende punte te bid, en ek gaan vir ons so 5 punte gee op die bord, 1 vir 1, en dan gaan ek net met elkeen ietsie inlei, en vir julle vra om daarvoor te bid, dan gee ek net so 2 minute, julle kan regtig hardop onder mekaar bid, en dan punt nommer 1, bid vir ons eie gemeente nou, almal se genesing, veiligheid en voorsiening, en om God se wil te onderskei. Een persoon wat ek miskien wil uitsonder, en ek wil nie mense uitsonder nie, daar's baie situasies in ons eie gemeente, die wat in gebedsgroepie is, sien vir Trevor, wat terminaal in Tygerberg Hospitaal lê. Die laaste wat ek gehoor het, is dat hy, hulle laat die mense by hom toe nie. Nou, Rihanna, ek weet nie wat jy nie sê oor nog dieselfde. So ek weet nie wat in Trevor se hart op hierdie oomblik aangaan, die broer en suster, en so wonderlik wees as iemand by hom kan kom, en ook saam vir Trevor kan bid, in Tygerberg Hospitaal, maar lyk my hulle wil niemand daar toelaat nie. Maar daar's baie ander soort verhale in ons gemeente, van mense. Kom ons bid nou in die eerste plek, vir ons eie gemeente, en vir mense in ons gemeente, wat julle weet behoefte het, van watter aard ook al. Ek gee julle so 'n minuut, kom ons bid saam. Die volgende punt wat ek graag wil gooi, kom ons bid vir die NG Kerk. Soos julle weet, die NG Kerk is die grootste kerk, waarskynlik protestantse kerk in Suid-Afrika. NG Kerk gaan deur baie onderstrominge, soos maar die hoë boom wat die groot wind vang. En julle weet dat op die oomblik is daar baie stroming in die NG Kerk, daar's 'n groot stuk liberalisme in die NG Kerk op die oomblik. En tans is daar gesprekke van behoudende predikante en behoudende gemeentes, is daar tans gesprekke met die algemene synode oor waartoe die NG Kerk gaan. Daar's groot potensiaal vir baie moeilikheid in die NG Kerk, ook op die oomblik, as gevolg van die 2 verdelende groepe amper in die kerk. Kom ons bid vir die Here ook vir wysheid,
vir insig, vir leiding. Die behoudende groep word, hulle noem self die Kairos netwerk. Hulle het, as julle wil gaan Google Kairos, kan julle gaan Google, hulle het volgende Vrydag 'n konferensie ook oor waar hulle staan en rondom hulle gesprekke ook met die groter, die topleiers van die NG Kerk ook. Kom ons bid bietjie vir ons kerk ook, want die duiwel wil sien dat kerke ook skeur en kerke toemaak en kerke daar haat kom tussen mense. Kom ons bid oor die moord en geweld in ons land. So ek nou vir julle gesê het, as mens die TV aansit of mens die koerant is, 90% is verhale van geweld en van moorde. Kom ons bid daarvoor en pleit by die Here vir die beskerming van ons mense en vir die, ek hoor net gister weer van 'n groep daar in Mitchellsplein, was Mitchellsplein, ja, ek weet nie, maar iewers daar in daai kant van van ons stad waar dood word. Ons voorlaaste punt is, kom ons bid vir God se vrede in ons ekonomie en in die politiek. Dat die Here ingryp, want eerstens ekonomies gaan dit regtig met ons land swaar. Hulle voorspel 'n ekonomiese groei van net oor die 3% vir Suid-Afrika vir die volgende jaar. Ons werkloosheid is op die oomblik die hoogste in ons geskiedenis. So baie mense kry baie swaar. En ja, in ons politiek, as julle weet nou self, is daar regtig in die regerende party op die oomblik geweldig strewelinge en daar's geweldig partyskappe. Kom ons bid bietjie regtig vir ons ekonomie en die politiek in ons land. Die punt wat ons graag voor wil bid, dit kom uit Psalm 122, wat vir ons sê, ons moet bid vir die vrede van Jerusalem. Broer en suster, dit is ons nou interessant. Ek weet nie of julle weet nie, maar of iemand ooit wil verduidelik, maar Israel se land is so klein soos die Vrystaat in ons taal vandag. En tog is dit asof die wêreldpolitiek tot 'n mate rondom daai klein landjie dra. En hy klomp Israeliete, of noem hulle maar Jode liewers, of hulle wil ook nie Jode genoem, ja, hulle wil nie meer dit ook genoem word nie, maar meeste van hulle is wêreldse mense. Is nie gelowiges soos ons nie, is mense wat Christus nie aanvaar nie. En selfs die ortodokse Jode, die ouens wat na die Ou Testament nog glo, is die minderheid vandag. Dis 'n klein groepie. Die meeste van die Jode vandag is gewone sirkulêre mense wat werklinge is, wat nie eens tempel toe gaan nie, of sinagoges toe gaan daar by hulle nie. En die Christene onder die Jode is nog 'n minder groepie. Maar wat sê die Here vir ons as westerse gelowiges? Kom ons sê, evangeliese, wedergebore mense, sê, bid vir vrede vir Israel. Dit is Israel se kant moet kies nie. Nie moet ons sê, Israel doen niks verkeerd nie. Maar ons moet bid vir vrede. Want God, so seker, God se beloftes is onherroepelik. En al het hulle Jesus nie aanvaar as die middelaar nie. En al het hulle hom verwerp, is God se liefde vir die Jode, vir die redding van die Jode, is ewig. En die Here se hart, dat die Jode moet tot bekering kom, is altyd op sy hart. Want daai mensies, die afstammeling, die fisiese afstammeling, ons is die geestelike afstammelinge van Abraham, maar die fisiese afstammeling van Abraham is nog op die Here, die hartse punt van die Here. En die Here het hulle lief. Die Here verskoon nie wat hulle verkeerd doen nie. Hulle doen baie dinge vandag verkeerd. Maar ons moet vir Israel bid. Dit is 'n opdrag van die Here. Ons gaan nou 'n liedjie sing. En julle is welkom om saam te sing. 'n Lied van gebed. Give us
Suster, ek seën julle met die woorde van Filippense 4, waar die Here skryf vir die Filippense en sê, my God sal elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbare rykdom in Christus Jesus. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.